Hallo julle, ja vandag kuier ons weer 'n bietjie lekker saam hier met julle en vandag sal julle weer sien my baie mooie vrou het weer vir 'n slag verskyn op die kamera. So haar oë is nie so mooi blou gemake-upie. Ek moes haar gedwing het om hier te wees, so verskoon maar. Net 'n ou grappie. So Ansuri, is lekker om jou altyd hier by my te hê en jou wyse woorde en jou kennis. So ek gaan die mic oorgee vir haar. Sy gaan vandag die meeste van die praatwerk doen en ja, ek is opgewonde. Dankie, jy het gesê ek het net 5 minute en jy het 'n minuut gesteel. So, dit gaan nie oor my wys my kennis nie. Hierdie is ietsie wat ek geleer het uit Dr. M.K. Strydom se boek uit van The Bible from a Medical Perspective. En in haar introduction het ek iets geleer wat my heeltemal anders na meeste verse in die Bybel laat kyk. So, sy verduidelik hier oor hoe haar bediening begin het oor eagle's wings en sy gebruik die woord hierso die Hebreëse woord Kanuf, okay? Dit word K-A-N-U-P-H, wat hoe sê dit spel in die boek, maar dit is nou obviously in Hebreëse skrif. So, die betekenis van die woord Kanuf is die punte van 'n arend se vlerke, daai veertjies op die punte wat so mooi uitgesprei is en altyd 'n ander kleur is. Dit is in Hebreëus Kanuf. Maar wat ook is die priesters in die Bybelse tyd het 'n kleed gedra en die tossels aan die onderkant van hulle kleed was ook genoem Kanuf, okay? So, hier kom die triek nou in. Okay, om dit nou bymekaar te bring. Kanuf is 'n simbool, as ek dit so kan stel, van healing, van genesing, maar die regte woord daarvan is mirpa, maar in 'n geestelike ding is Kanuf ook die woord vir healing. En ek wil nou nog iets sê oor daai Hebreëse woord, maar as jy gaan kyk in Malagi 4 vers 2, en ek gaan dit nou in Engels lees, sê dit, the Son of Righteousness has risen with healing in his wings. Okay, so daar kom die healing saam met die wings. Maar nou, as jy gaan kyk in Lukas na die storie van waar Jesus die vrou genees het wat aan bloedvloeiing gely het, sy het deur die skare gekruip en sy het aan sy pante vasgegryp, aan sy soem. En soos Jesus ken, hy was nie 'n rebel nie. So Jesus sou 'n kleed gedra het wanneer hy mense bedien het en toegespreek het. So sy het heel moontlik, en dit het nou niks met die tossels te doen nie, maar sy het heel moontlik daar waar die tossels vaskom, wat Kanuf genoem word, het sy vasgegryp. En Jesus het haar genees, en Jesus het dadelik gevoel die krag wat uit hom uitgegaan het. So dit is net vir my so wonderlik hoe dit alles bymekaar pas. En nog 'n ding wat ek toe geleer het, want ek het hier gelees oor dit en dit was my so interessant. Ek het iemand wat ek ken gevra, ek wil net doodseker maak oor hierdie Hebreëse woord en hoe dit by mekaar uitkom, want ek weet nou as mense gaan Google, hulle wil jou altyd verkeerd bewys. En hy het vir my die hele ding verduidelik oor dat dis nie direk translate is Kanuf nie healing nie, maar sy geestelike betekenis is healing. Okay, want die hele Hebreëse skrif en goed het baie geestelike betekenisse. En toe verduidelik hy my verder dat 'n wortel is rapa. Okay? Wortel in die grond. 'n wortel of die wortel van jou siekte, die wortel van jou hoe kan ek sê? Jou probleme, die wortel daarvan. Okay? Dit noem rapa. Maar okay, die een het ek daarom geweet. God van genesing is El Rapa. So God kom, hy genees jou nie net bolangs, hy pluk nie net die takkie bolangs af nie, hy ontwortel jou en hy maak jou volkome, hy genees jou volkome. So hy vat van die wortel af, vat God uit en hy genees jou. So dit was my so wonderlik dat God van genesing is El Rapa en Rapa is wortel. So die wortel van jou probleme gaan God kom uithaal om jou te genees. So, daar's 'n stukkie vir vandag. Wow. Ja, dis baie wonderlik om te weet dat God nie net bolangs ietsie doen nie. Nou, hoe baie keer is ons nie geneig om net bolangs hierso by die takkies te snoei nie, maar ons is nie bereid om te gaan grou en hierdie wortel te ontbloot en uithaal en te verwoes nie, want baie keer is dit in die wortel waar die probleem lê, maar ook die lekker lê. Die wortel is baie keer, die takkie daarbo is die geskinder en nie alles, maar die wortel daaronder is, jy weet, drank, rook,
ensovoorts, maar ons is nie bereid om daai wortel partykeer oop te grou nie. Ons is net bereid om die boot te snoei, dat mense op die oog af tevrede is, maar die wortel wat niemand sien nie, is eintlik waar die probleem lê. Dit is lekker om saam met julle te kuier, en onthou, die keuse bly joune.